Goeiedag, ons daaglikse brood. In Markus 8 vers 38 sê Yeshua, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspellige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Yeshua beskryf die wêreld van daardie tyd en ook ons tyd vandag as oorspellig en sondig. Yeshua gebruik hierdie beskrywing om die geestelike toestand van die mensdom te beklemtoon. En die woord beteken oorspel nie net fisieke ontrouheid nie, maar ook geestelike ontrouheid. Maar Vader het dikwels Israel se afwyking na ander gode of wêreldse dinge beskryf as oorspel. Byvoorbeeld deur die profeet Hosea en Jeremia. Wanneer ons as mens ander dinge bo Abba Vader stel, soos geld, mag, plesier, my posisie by die werk, asook die eie ek en myself, byvoorbeeld my tyd wat ek kan spandeer aan myself, in plaas van tyd spandeer in sy woord, dan stap ons weg van daardie intieme verhouding met Abba Vader. Daardie verhouding waarna hy verlang na ons. Jy weet, sedert die sondeval van Adam en Eva, is die mens natuur om van Abba Vader af weg te stap. En Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die wêreld is sondig, omdat ons as mens ons eie wil bo Abba Vader se wil kies, en dan ignoreer of verdraai ons as mens ook Abba Vader se woord. In Jesaja 5 vers 20 sê Abba Vader, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Wee hulle wat in hulle eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Jy sien, wanneer 'n kultuur of samelewing Abba Vader uit hulle denke, wete en waardes uitsluit, dan begin alles omdraai. Dan word seksuele losbandigheid normaal. Waarheid word relatief. Selfsug en materialisme word bevorder en dis presies wat ons vandag sien in hierdie wêreld. Want dit is 'n oorspellige en sondige wêreld. Hoor gou, ek en jy kan nie neutraal wees teenoor Yeshua nie. Jy is of vir hom of jy is teen hom. En as jy hom verloon vir 'n wêreld wat hom haat, sal jy uiteindelik nie saam met hom wees nie. Yeshua kom haal binnekort sy bruid. Hoekom verder ontrou wees? Soos 'n huweliksmaat ontrou is. Jy sien, in so oorspellige en sondige wêreld is dit maklik om stil te bly en nie vir Yeshua uit te staan nie, want jy is bang, jy's bang jy word verwerp of selfs vervolg. Maar om stil te bly is om skaam te wees. Wanneer ons geloof versteek, omdat ons bang is vir wat mense sal sê, tree ons op asof ons skaam is vir Yeshua. En dis nie net passief nie, dis 'n gebrek aan lojaliteit. Yeshua sê in Matteus 10 vers 32 tot 33, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon, wat vir my skaam is voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Jy sien, die rede vir getuienis is nie net 'n morele plig nie, dis nie net 'n instruksie in Abba Vader se woord in Psalm 107 vers 2 nie, dit gaan oor ewige lot ook. As jy werklik glo Yeshua is God, sal jy mos nie stil bly nie. Want getuienis is deel van disippelskap. Ook sê 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Om wat te doen? Te verkondig. Die woord verkondig beteken letterlik om duidelik en met oortuiging aan te kondig, bekend te maak of uit te roep. In hierdie konteks beteken dit om te getuig en aan ander te vertel van Abba Vader se goedheid, sy geregtigheid, sy barmhartigheid en die verlossing wat jou, sy reddende regterhand wat jou uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. So hoekom het ons getuig? Omdat Yeshua nie skaam is vir ons nie, selfs toe hy in die kruis gehang het. Omdat ander mense die evangelie nodig het om gered te word, Romeine 10 vers 14. Omdat ons geloof nie net 'n private saak is, dit wat
dit wat sigbaar wees. Dis nie 'n private sak nie. Ons kan nie langer undercover Christene of volgelinge van Yeshua wees nie. Dit moet 'n sigbaar wees in ons lewens. Omdat ware liefde vir Yeshua en vir mense ons dryf om te getuig. Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Yeshua nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dit laat my dink aan 'n storie wat ek gelees het van Lise. Lise was 'n stil, teruggetrokke hoërskoolmeisie. Sy het Yeshua baie lief gehad, maar was bang om haar geloof in die skool openlik te wys. Die meeste van haar klasmaats het gelag oor 'n getroue volgeling of 'n Christendom en sy wou nie uitgestoot word nie. En op 'n dag tydens pouse het sy 'n meisie alleen gesien sit. Melanie was nuut by die skool. En die Heilige Gees het Lise aangehits om na Melanie toe te gaan. En met 'n bewerige gemoed, sonder om skaam te wees, het sy gesê, ek weet dis vreemd, maar ek het gevoel ek moet vir jou kom sê, Yeshua sien jou raak, jy is nie alleen nie. Melanie het begin huil, sy het die aand van tevore gebid, Yeshua, as u 'n lewende God is, as u werklik bestaan, wys asseblief net vir my. En Melanie sê, Lise, jou gehoorsaamheid en jou eenvoudige woorde, jou gehoorsaamheid was Yeshua se antwoord vir my. Daardie week het Melanie saam met Lise kerk toe gegaan. 2 maande later het Melanie haar lewe vir Yeshua gegee en 'n jaar later het sy self begin getuig by jeugbediening. Jy sien, jou getuie hoef nie hard of indrukwekkend te wees nie, dit vra net gehoorsaamheid. Maar Vader, doen die res. Hoekom stil bly? Hoekom stil bly oor Yeshua, dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis? Hoekom stil bly daaroor? Want is deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis wat ons die vyand oorwin. Hoekom die vyand laat oorwin? Kom ons oorwin om deur die Yeshua het sy deel gebring, die bloed van die lam. Ons deel is die woord van ons getuienis en tot die dood toe ons eie lewe nie liefhet nie. Openbaring 12 vers 11. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord, dankie vir u liefde. Ja, Yeshua, ek kan nie stil bly oor u nie, is alles vir my. En ek loof en ek prys u. Dankie vir u goedheid, dankie vir u barmhartigheid. Dankie dat u my raak sien en elkeen van ons. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawai. Amen. Maar Yeshua sien jou raak. Shalom.